Goeiemôre almal. Ek hoop almal het 'n fantastiese naweek gehad. Lekker gekuier saam met familie en vriende, lekker uitgerus, lekker julle beddens geniet. Ek hoop regtig dit was vir almal 'n lekker naweek. Baie welkom aan een en elkeen vanoggend hierso. Mag dit regtig vir julle 'n besonderse oggend wees. Baie welkom aan die doopfamilie en julle gaste, julle vriende en julle familie. Mag dit regtig ook so vir julle 'n besonderse oggend wees en julle ook regtig lekker tuis voel hier by ons vanoggend. Na 'n besige week en 'n klomp dinge wat gebeur het, 'n lekker bedrywige naweek. Kom ons raak net vanoggend rustig. Kom ons raak stil voor ons hemelse Vader. Ons raak bewus van hoekom ons vanoggend hier is. Ons raak bewus van alles wat hier gebeur. Ons los die dinge van die werk vir 'n oomblik net by die werk. Ons los die probleme van volgende week vir Maandag. En kom ons sit so en raak bewus van ons Vader, van Jesus en die Heilige Gees, in wie se naam ons vanoggend hier by mekaar is. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Here, U is die God wat seisoene bepaal. U is die een wat die saadjie in die grond laat wag. U is die een wat die vrug op die regte tyd laat ryp word. Ons bely vanoggend saam met die psalmdigter, maar ek vertrou op die Here. Ek sê, U is my God. My tyd is in U hand. Genade en vrede vir julle. Van God die Vader, wat alles gemaak het, wat alles onderhou. Genade en vrede van Jesus Christus, wat gesterf het en weer opgestaan het. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons troos en elke dag lei. Amen. Ek wil asseblief al die kinders vra om vorentoe te kom. Een en elkeen van julle. Kom sit hier voor, ons gaan ietsie lekker ouliks doen vanoggend, en dan gaan julle daarna lekker kinderkerk hê. Om aan te sluit by ons tema en by my eksperiment vanoggend hierso, kom ons staan, dan prys ons die Here met 'n lekker liedjie. Ek glo julle almal ken hom en julle het hom al gesing. Kom ons staan, dan prys ons die Here. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. My by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, hou my veilig dag en nag. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, hou my veilig dag en nag. Ek spring soos
my veilig dag en nag. Jesus, ek lewe net vir U. Jesus, ek lewe net vir U. Jesus, ek lewe net vir U. Popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Kom maar weer sit. As ek nou vanoggend vir julle hierdie pitte wil gee, net so, gaan julle hierdie pitte wil eet? Dink julle nie hierdie pitte gaan lekker wees nie? As jy dit net so moet kou, wat dink jy gaan gebeur? Jy gaan 'n tand breek. Dit is onmoontlik en dis nie lekker om hierdie pitte net so te eet nie. Maar wanneer ons hierdie pitte in 'n pot gooi, dan laat dit my baie dink aan ons eie lewe. Want baie keer gooi ons hierdie pitte in die pot, net die regte hoeveelheid hierin gooi. Ekskuus vir Michael, hier gaan nou popcorn oral wees. Nee, dan moet ons nou wag vir hierdie pitte. Ons kan nie hierdie pitte net so eet nie. En baie keer in ons eie lewens werk dit net so. Werk presies dieselfde. Ons het hierdie ding wat ons so lus is voor. Ons is lus vir hierdie popcorn. Ons is lus vir ons verjaarsdagpartytjie. Ons is lus vir 'n lekker vakansie waar ons gaan kamp. Ons is lus vir eksamen, nee. Ja, nie lus vir eksamen nie. Ons is baie keer opgewonde vir dinge in ons lewe, dan moet ons wag. Maar as ons springmielies wil hê, as ons nou hierdie popcorn wil hê, wat doen ons dan? Hierdie kom nou net die pop voor ek by punchline is nie. Wat het ons nou gedoen? Ons het dit in die pot gegooi, nee? En dan wag ons. En dan vat die hitte hierdie pitte. En stadig bou die druk op. En ons wag, en ons wag, en ons wag. Dink julle hierdie pitte skiet almal op dieselfde tyd? Nee? Hier skiet ene, en dan pop, dan skiet die volgende ene, en dan as ons week uit begin almal sommer skiet. Maar nie een van hulle skiet op presies dieselfde tyd nie. En so is dit ook met ons in ons lewe. Ons pitte, die dinge waarvoor ons in ons lewe wag, gebeur nie alles op dieselfde tyd nie. Die goeders gebeur wanneer die tyd reg is, wanneer die kwartaal klaar is. En net soos dit met goedjies in die lewe waarvoor ons bid, alles gaan nie kom wanneer ons dit graag wil hê nie. Soms gaan ons soos hierdie pitte in hierdie warm pot nou moet lê en wag om eendag te spring, so gaan ons ook dalk bietjie moet wag vir ons verjaarsdagpartytjie. So gaan ons ook dalk bietjie moet wag om op vakansie te gaan. So gaan ons dalk bietjie moet wag vir iets waarvoor ons bid. Gaan julle dit onthou? Maar weet julle wat is cool van hierdie wagtydperk? Van hierdie tyd wanneer ons wag vir 'n partytjie, wag vir dit wat ons bid, wag vir 'n vakansie, wag vir goeie uitslae. In hierdie tyd is ons nie een keer alleen nie. In hierdie tyd wanneer die hitte en die druk en die ongeduldigheid op die ergste is ons nooit alleen nie. Want liewe Jesus is elke liewe oomblik,
elke liewe dag is hy by ons. En 'n Bybelteks wat ons gebruik om hierdie te onthou, is Romeine 8. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So al wat ons moet doen is, ons moet net aanhou bid, en ons moet net geduldig wag, en dan sal Jesus vir ons die goedjies op die regte tyd gee, net soos die popcorn, een en elkeen van hulle, op die regte tyd gaan skiet. Gaan julle dit onthou? Dink julle die popcorn gaan vandag nog begin skiet? Want nou moet ek geduldig wees en wag. Terwyl ons wag vir die popcorn om te skiet, kom ons sluit hier, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, liewe Jesus, Here help ons om te wag. Here help ons om te wag vir dit wat U die graagste vir ons wil gee. Of dit 'n toer is, of 'n toetsuitslae is, of ons moet hoor of ons span gekry het, of 'n verjaarsdagpartytjie. Here help ons om te wag. En terwyl ons wag, mag ons weet, U is elke liewe dag by ons. Amen. Dis nie 'n kinderdiens as daar nie chocolates is nie, nee. Vat so vir julle elkeen een en dan stuur julle aan. Ek wil ook graag volgende sweetie hê. Vir julle jonges wat altyd kinderkerk toe gaan, daar is weer kinderkerk, Tannie Daniel gaan vir julle weer daar bo by die houthuis kry. Maar voor julle gaan ek net gou vir iemand vra om vir julle die popcorn te vat, dan kan julle daar lekker sit en popcorn eet. Ons almal in ons lewens ken die klank van 'n horlosie wat tik in 'n stil vertrek. Ek weet nie wie se oumas of oupas het een van daai groot grandfather kloks gehad nie. Maar daai ding wat so tik tik tik. Vir sommige mense voel daardie TikTok ritme in hulle lewens soos vordering. Soos tyd wat aanstap en vorentoe beweeg. Maar vir ander voel dit soos 'n spyker en 'n hamer wat stukkie vir stukkie in jou siel inslaan, toe wil jy wag. Ons leef in 'n wêreld waar vinniger is beter. Ons meet ons lewens aan spertye. Wanneer gaan ek dit doen? Wanneer moet dit klaar wees? As ek nou maar net dink waar ek en my vriende nou in ons lewe is, wanneer gaan ek trou? Wanneer gaan ek 'n vrou ontmoet? Wanneer gaan ons daardie huis koop? Jesus, ons moet 'n nuwe kar kry. Wanneer gaan ons dit doen? Wanneer gaan ons begin kinders kry? Wanneer gaan ons die tweede ene kry? En alles is die heeltyd 'n gejaag na die volgende. En wanneer ons horlosie nie ooreenstem met wat ons gehoop het nie, wat ons beplan het nie, dan begin ons te twyfel. Ons begin dink, maar God het van my vergeet, en dat die tyd besig is om uit te loop. Maar vanoggend staan ons hierso voor 'n doopvond wat 'n ander storie vertel. Vanoggend staan ons hierso voor Romeine wat 'n ander boodskap vir ons het. Om hierdie genade te verstaan. Om te verstaan dat genade nie gemeet word aan sekondes nie. Moet ons kyk na wat agter die skerms gebeur. Ons moet verstaan dat God nie bloot 'n toeskouer is van ons tyd nie, maar 'n aktiewe weergawe daarvan. Voor ons Romeine lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons is vanoggend hier by mekaar met 'n opgewondenheid, met 'n stuk vreugde in ons hart, oor 'n wagtydperk wat verby is. En ons sit ook hierso, en in hierdie gemeente, in hierdie kerk vanoggend, is daar dalk 'n klomp mense wat se tyd nog nie gekom het nie,
wat nog in hierdie wagperiode is, wat hoor hoe die hamer en die spyker al hoe dieper en dieper in hulle siel inslaan. Here, help ons. Maak ons vanoggend rustig om te hoor wat U vir ons in die woord wil sê. Here, help ons vanoggend om die verskil tussen te verstaan tussen kalendertyd en U tyd. Amen. Ek lees vir ons Romeine 8 vers 28 tot by 31. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou die gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Net tot sover. Dis 'n ongelooflike kragtige teks hierdie wat Paulus hierso skryf. In Romeine 8 vers 28 skryf hy, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. En dit is belangrik om net vir 'n oomblik voor ons verder gaan stil te staan by hierdie woord meewerk. Dit beteken nie dat dinge van self net regval nie. Dat dinge uit die lug in plek val soos wat dit moet nie. Wat Paulus hierso sê is dat God aktief besig is. Dit herinner ons dikwels dat God se soewereiniteit beteken dat hy selfs die pynlike wagperiodes van ons lewe gebruik as roumateriaal vir sy plan. Dit beteken dat wanneer selfs dinge nie gebeur nie, wanneer dinge nie in plek val nie, dat dit nog steeds meewerk en kan deel vorm van God se plan. Dink aan die afgelope 4 tot 5 jaar van jou eie lewe. In menslike terme was dit dalk jare van onsekerheid. Dalk was dit jare van vrae gewees. Jare van wag. Jare van pyn. Jare van trane. Maar die hart van hierdie teks sê vir ons dat daardie tyd nie leetyd was nie. Ons moet nie vir een oomblik terugkyk en dink dat hierdie wagperiodes in ons lewe 'n mors van tyd is nie. En dit is juis in hierdie tye waar God besig was om ons hart voor te berei. As ons kyk na die doopouers vanoggend, dan sien ons hoe in hulle lewe hulle hierdie wagperiode deurgegaan het. Dit nie verstaan het toe hulle in daardie tyd was nie. Maar vanoggend is alles laat ten goeie meewerk. God het ander planne gehad. God het iets groter beplan. Hy het die kalenderjare wat ons ken, wat ons probeer verstaan, gebruik vir iets groter, vir 'n groter oomblik, vir 'n groter genade, vir 'n groter openbaring. Om dit te verstaan en om hierdie gedeelte werklik te begryp, moet ons kyk na die twee verskillende tye waarvan daar gepraat word in hierdie teks. Bybelse tyd werk anders. Die tyd van God is nie kronos soos horlosie of kalenderjare nie. Die Grieke het die woord kairos gebruik, die bestemde tyd, die oomblik van geleentheid. In vers 28 praat Paulus van die wat volgens God se voorneme geroep is. Ons almal ken die bekende woorde, daar is 'n tyd om te saai en daar's 'n tyd
om te maai. Baie keer in ons lewens probeer ons die oes forceer voordat die vrug ryp is. Ons sou dalk gehad het, die tyd moes al lank al reg gewees het. Maar God het geweet wanneer die volheid van tyd sou reg wees. Vir baie mense is dit die geboorte van 'n kind. Vir ander mense is dit die nuus na 'n lang struikel van swaar tye met siekte. Vir die doopouers was dit die wonderwerk van hulle dogtertjie gewees. Die oomblik waar God die vrug van 5 jaar se wag laat ryp word het. Toe hulle daardie dogtertjie vashou, het dit alles verander. Die tyd was reg. Alles het ten goeie meegewerk. As ons dit verstaan, as ons verstaan dat ons tyd en God se tyd nie altyd ooreenstem nie, dan gaan dit vir ons begin sin maak, dan gaan ons begin die wagtye waardeer, inneem. Wanneer Paulus in vers 31 vra, wat sal ons oor hierdie dinge sê? Is hy besig om 'n streep onder 'n lang argument te trek? Hy kyk terug na die lyding, die sigting van die skepping, die onsekerheid van die lewe. En sy gevolgtrekking is nie net 'n flou troos van, maar ag, moenie stres, dit sal beter gaan nie. Sy gevolgtrekking is, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Sy gevolgtrekking is dat alles ten goeie meewerk. Die oorwinning oor wat ons beskou as verlore jare. Die vyand hou baie daarvan om altyd hier sag in ons oor te fluister, om vir ons te sê, maar kyk hoeveel jare het jy verloor. Jy kon al lank al gedoop geword het. Jy kon al lank al 'n kind gehad het. Jy kon al lank al gesond gewees het. Jy's die hele tyd siek. Kyk hoe spandeer jy jou tyd. Kyk na al jou swaar kry jare. Dink jy dit gaan ooit beter gaan? Maar vers 31 sê vir ons dat daar die leuns is. En meer is dit, kom hierdie gedeelte en dit vee daai leuns van die tafel af. As God die pad geweef het, dat 'n ma en 'n dogter vanoggend saam die water van die doop kan deel, dan is daai 5 jaar nie verlore nie. Dan is dit geheilig. En dit geld vir een en elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Die pad van jou eie persoonlike swaar kry. Die pad van jou eie worstelinge, met wat ook al jy worstel, sal geheilig word. God sal dit gebruik en ten goeie laat meewerk om deel te vorm van sy plan. Al sien jy dit nie nou raak nie. Of verstaan jy nie op daardie oomblik hoekom jy daardeur gaan nie. Vandag het ons gesien hoe God se tydsberekening soos 'n legpaard in mekaar pas. En miskien sit jy dalk vanoggend hier, vasgevang in die kronos. Daardie uitmergelende tik-tok van die horlosie. Miskien wag jy op 'n mediese uitslag wat nie kom nie. Miskien wag jy op 'n deurbraak vir jou finansies. Miskien wag jy nog vir 'n verhouding om weer te herstel. Dalk wag jy vanoggend vir goeie nuus.
Dalk voel hierdie wagtyd vanoggend vir jou nie soos voorbereiding nie. Dalk voel hierdie wagtyd vir jou soos verlore tyd. Tyd wat verbygegaan het, wat jy gemors het terwyl jy in 'n wagkamer gesit het. Maar die belofte vir een en elkeen vandag is, Romeine 8 vers 28, sê nie God laat alles onmiddellik reg uitwerk nie. Hy sê dit laat alles saamwerk. Terwyl jy wag, terwyl jy in hierdie moeilike tyd is God nie afwesig nie. Hy is die aktiewe wewer. Hy is besig om die drade van jou lewe bymekaar te trek. Na 'n groter oomblik, na 'n moment en 'n bevryding wat jy net nie nou op die oomblik kan raak sien nie. Jou Kairos oomblik. Ons uitdaging vir hierdie week is om op te hou om ons lewe teen die wêreldse horlosie te meet. Ons moenie onsself vergelyk met mense wie se mieliepitte al reeds geskied het nie. Ons pad is uniek. Ons elkeen het ons eie pad wat ons loop. En God het vir een en elkeen van ons 'n unieke plan. Wanneer ons vanoggend hier uitstap, stap hier uit met die rus van vers 31. Met die wete, die vertroue en die belofte, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Nie eens die tyd wat verbygaan kan teen jou wees nie. Want selfs die tyd is in God se hand. Gaan leef die week op vertroue. Op die een wat die sterre in plek hou. Die een wat jou lewe elke dag in sy hande hou. Amen. Ons Hemelse Vader, ons verstaan nie hoe hierdie lewe loop nie. Ons weet nie wat voor lê nie. Ons is bekommerd. En ons sien nie die groter prentjie raak nie. Here, maar soms is dit genoeg. Soms is dit genoeg om te weet dat U in beheer is. Here, laat dit vir ons elke dag genoeg wees. Here, laat ons vanoggend hier by mekaar kom. Here, laat ons hier uitgaan met die wete. My lewe is in U hande. Ongeag wat voor lê, ongeag waar ek nou is, my lewe is in U hande. Here, wil U vanoggend vir een en elkeen rus in hulle hart gee. Wil U hulle kalm maak? Wil U by hulle wees? Here, en as die tyd reg is, wil U vir hulle lewe daai put laat skiet. Daai oomblik laat gebeur. Dat alles ten goeie ter wille van U sal meewerk. Amen. Ek wil asseblief vra dat Stefan en Michelle vir ons na vorentoe kom. Ons het nou gepraat en ons het gehoor dat God se tyd anders werk as ons sin. Ons het gehoor dat wagtyd nie verlore tyd is nie, maar dat dit voorbereidingstyd is. Michelle, jy wat lank gewag het om self gedoop te word. Julle wat as 'n gesin lank gewag het vir Lea. En toe ek met julle gesels het voor die tyd, het hier die hele tyd gedagte by my opgekom, maar die tyd is reg.
God het hierdie oomblik vir ons gegee. En dit is die oomblik waar jy vanoggend is. Die oomblik waar nie net jy kom sê, Here, maar hier is ek om gedoop te word nie. Die oomblik waar God na julle toe kom en vir julle sê, maar julle is myne. Waar hy vir Lea kom sê, ek gaan jou vat en ek gaan jou vashou jou hele lewe lank in my hande. Jy is myne. Nog voor jy kan kies, kies ek vir jou. Dis daai oomblik. Die oomblik wat God bestem het, wat die tyd vir julle reg is. Voor ons doop gaan ek vir julle 4 vrae vra. Gaan dit vanoggend bietjie anders doen. En dan gaan ek vir jou eerste doop en dan gaan ek vir Lea doop. En die eerste vraag wat ek vanoggend wil vra is vir jou, Michelle. Hoewel die pad na hierdie dag het na 'n ompad gelyk het, bely jy vandag dat die Here jou hart oopgemaak het om sy stem te hoor. Bely jy dat jy ten spyte van jou eie swakheid, jou volle vertroue in God die Vader as jou skepper, Jesus Christus as jou verlosser en die Heilige Gees as jou trooster sal plaas nou en vir altyd. Stefan en Michelle, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die belydenisskrifte van die Christelike kerk saamgesit is en hier in hierdie gemeente geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. Beloof julle in julle hoedanigheid as die ouers van Lea Jacobs om hierdie dogtertjie groot te maak in die vrees van die Here. Beloof julle om haar te leer van sy genade wat nooit te laat is nie en om haar te begelei om self eendag te kan antwoord op God se roeping net soos julle vanoggend hierso staan. Stefan, jy wat saam met Michelle die jare, die wag en die hoop beleef het, beloof jy om haar en julle dogtertjie te ondersteun en te beskerm, sodat julle al huis altyd 'n plek sal wees waar daar getuig word dat God se tydsberekening volmaak is. Dan kom ons vanoggend by die doopvond, soos die Here dit bestem het, op sy tyd. En Michelle, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Lea Jacobs, God het jou gekies en hy kom sê vanoggend vir jou, jy is syne. En daarom doop ons jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Sluit die oë. Hemelse Vader, ontvang hierdie gesin. Ontvang vanoggend hierdie kind, hierdie ma en hierdie pa, as deel van u gesin, deel van u familie en bewaar hulle elke dag op die pad wat voor lê, wat onbekend is, in die wagtye en in die tye wat die oomblikke reg is, mag hulle weet, u is vir hulle, wie kan teen hulle wees? Amen. Op hierdie Sondag, wat eintlik regtig 'n feessondag is, met soveel dinge wat gebeur en wat ons tema, die tyd is reg, is ons ook die voorreg om vanoggend 'n nuwe kerkraadslid te bevestig. Ek wil asseblief vir Enrico Myntjies vra om vir ons na vore toe te kom. Ek gaan afkom. Ek wil net die regte vraag kry, net doop ek jou ook weer.
Rico, soos wat dit is met die doop en met alles in die lewe, is dit ook so met roeping. En die Here het jou vanoggend geroep en jy antwoord vanoggend op daai roeping dat die tyd reg is. Die tyd reg is vir jou om te help op 'n ander vlak by gemeente. Dat die tyd reg is vir jou om deel te wees van die kerkraad, om saam te help en te lei en te bid en te bestuur in hierdie gemeente. En daarom gaan ek vir jou 4 vrae vra en ons asseblief my hardop daarop antwoord. Rico, jy staan hier omdat die kerkraad en die gemeente in die gawes van die Gees elke persoon besluit om mense te roep. Verskillende gawes met verskillende doele. Glo jy dat God self deur sy gemeente jou geroep het en dat die tyd reg is vir jou om hierdie opdrag te aanvaar? Aanvaar jy die Bybel as die enigste en die volle woord van God en die belydenis van hierdie kerk as die korrekte uitleg daarvan? Beloof jy om in jou amp getrou en met oorgawe te beoefen, om saam met die res van die kerkraad te waak oor hierdie gemeente, om onsself in jou lewe en in hierdie gemeente 'n voorbeeld vir Christus te wees? Wat is hardop jou antwoord? Rico, dan is dit 'n baie groot voorreg om vir jou te verwelkom op die kerkraad van Suikerros. Baie dankie. Ek wil asseblief vra dat die doopouers ook vir 'n oomblik hier voor weer kom staan, as dit reg is met hulle. En ek het gedink, in plaas daarvan om vanoggend 2 keer dieselfde seën te sing. Ek weet dis 'n elektroniese lied, maar sing saam. Luister na die woorde. En dan sing ons hierdie lied oor hierdie 4 mense, oor die doopouers, oor Lia en oor Rico. Kom ons staan, dan sing ons saam. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen.
sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy gunsrus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan.